Ons is nog steeds besig daar met die laaste opdragte wat Paulus het vir die gemeente. Nou sommer saam te vat, begin ons sommer by vers 16 wat hy skryf: wees bly, bid gedurig, wees in al omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis die positiewe kant daarvan. In die middel hiervan staan die woorde: dis wat die Here Jesus Christus in die lewe van die kind van die Here Jesus Christus verwag. Dit help nie ons sê net ons is kinders van die Here en ons gaan na die oppervlakte daar verby, ons is besig met uiterlike godsdienst nie. Daar is iewers 'n plek waar, so ou Louis Malherbe gesê het, die taaie teer slaan, waar dit prakties raak in my geloofslewe, en daar's dinge wat die Here in die kind van die Here se lewe verwag. En hoewel dit klein woordjies is dit vergrypende gevolge. En dit help nie ek bid vir die goed nie. Kyk mooi wat sê die Here, dis goed wat jy doen. So, gaan wees bly, hê 'n lewe van gebed en wees dankbaar. Nou gaan hy aan die ander kant toe. Maar in die middel hiervan staan nog steeds die woorde: dis wat die Here van ons verwag. Die positiewe goed, die goed wat ons moet doen. En nou wil ek vanoggend draai na die twee wat hy van ons sê, die goed wat ons nie moet doen nie, wat ons moet versigtig wees. So daar's 'n kant wat ons moet najaag, maar daar's goed wat ons ook moet uitkyk na en pas op om nie te doen of na te laat nie. Ek wil begin met die eerste een daarvan wat hy skryf, en dis net vers 19. Moet nie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Twee moenies wat hy gee. Kom ons staan vanoggend net stil by die eerste een, die werking van die Heilige Gees. Nou as ons praat oor die werking van die Heilige Gees in die kerk, deur die geskiedenis in die Nuwe Testament, dan loop ons maar baie keer een van twee rigtings. Of ons hardloop met die pendulum na links of ons hardloop na regs toe. Maar dit lyk my deur die eeue 'n sukkel binne die kerk van die Here Jesus Christus om die werking van die Heilige Gees reg te verstaan. En ironies genoeg is daar so baie wat geskrywe word oor die werking van die Heilige Gees, dat ek nie altyd verstaan hoekom ons so sukkel om te verstaan nie. Party van die goed wat die verkeerd verstaan word, is baie ooglopend en baie duidelik in die Bybel. In ons protestante teologie, wat ons het, ons gereformeerde teologie, kom ons kyk nou na die afgelope 300 jaar miskien, het ons bietjie in reaksie gegaan teenoor die charismatiese beweging. Dat ons die teologie en die leer is baie mooi, maar daar is 'n skeeftrek as dit ook gekom het by die Heilige Gees. Dat daar baie min gepraat word oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in gelowiges. En ek dink dit is 'n reaksie op die charismatiese beweging wat dit weer oorbeklemtoon het ons gegaan en na die ander kant toe gehardloop en niks daarmee te doen gehad het nie. Ek dink is maar wat die wese van die mens, dat as ons sien iemand misbruik 'n ding of iets is nie lekker en dan is ons geneig om heeltemal na die ander kant toe te gaan en ons gooi die baba in die badwater weg ook. En ek dink die woorde van Paulus is waar vir ons en ons moet baie mooi dit kyk en ernstig opneem in Galasiërs 3 wat hy sê: is julle dan sonder begrip? Het julle het met die Heilige Gees begin en nou wil julle in eie krag klaarmaak. En ek dink dis 'n aanklag ook teen die gereformeerde kerke en die protestantse kerke, baie kerke. Dat ons dink dat ons kan aangaan in ons eie en daar word nie gelet op die werking van die Heilige Gees onder ons nie. En ons kyk nie daarna nie, ons neem nie notisie daarvan nie. Om die waarheid te sê, in die era wat ons in lewe, het die woord van die Here Jesus Christus en die kragtige werking van die Here Jesus Christus so sekondêr geraak teenoor die menslike wysheid, die sielkunde, die psigologie, die sosiologie van die era, dat daar word nie eens gekyk hierna nie. Daar word gesê, en party ons gaan so ver as om te sê dat die Bybel kan net jou oppervlakkige probleme hanteer. As jy werklik diep liggende oplossing vir jou probleme wil hê in die wêreld, dan moet jy gaan na die psigologie toe en daai tipe van dinge. Hulle kan jou blywend help. Terwyl dit presies die teenoorgestelde is. Die sielkunde, en ek wil dit nie afmaak dat dit sinloos en nutloos is nie, het nie soveel waarde as wat hy homself wil toeskryf nie. Die antwoord lê in die woord, dit lê in gebed, dit lê in die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Dis waar die ware bevryding kom. En ek praat nie van die wêreld buite nie, ek praat van binne die kerk van die Here Jesus Christus.
Dis die siening wat daar is. Daar word nie meer gekyk na die leiding van die Heilige Gees in jou lewe nie. Dit word so gemarginaliseer, dit word so min behandel. En die opdrag wat Paulus baie duidelik het, moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Die ander kant van die pendulum het ons die charismatiese kerke wat 'n baie mystieke verstaan het rondom die Heilige Gees. Baie van die dinge rondom die Heilige Gees word baie skeef getrek ook. En die dogmatiek en die verstaan daar rondom is maar regtig baie oppervlakkig, baie namaaksels en baie mense wat baie verward is hieroor. Ons het in die afgelope, dit is nou nie onlangs nie, dit is nou al 'n hele ruk wat die Word of Faith movement aangaan, die Amerika oorgespoel maar die hele wêreld toe, wat oorbeklemtoon wonderwerke en eintlik in die gelowiges se lewe dit plaas dat daar konstant wonderwerke is. En jy moet verwag dat daar wonderwerke is. Toe ek vanoggend nou hierdie stukkie soos dit aan voorberei, toe kom in my gedagtes net daar een liedjie op. Expect a miracle every day. Expect a miracle if you pray. If you expect a miracle, God will find a way. En ek sidder as ek hoor hoe skewe teologie dit is. Ongegrond is nie wat die Bybel ons leer nie. God sal 'n weg vind. Ek dog hy's God. Van wanneer vind God weer? En as ek in my knieë gaan, dan moet ek gaan bid en ek moet wonderwerke verwag. En dis die tipiese deel hiervan ook. En baie mense leef in die verwagting en dat soos in die Bybelse tyd was daar baie wonderwerke gewees en hulle vat dit direk na vandag toe en dan verwag hulle, maar die Heilige Gees moet nog dieselfde werk sonder begrip te hê waaroor dit gaan. Dat Christus het baie wonderwerke gedoen want hy het gewys hy's Christus. Die apostels vroeg in hulle bediening het wonderwerke gedoen om te bewys dat dit apostoliese gesag. Maar my liewe mense, as jy kyk na die briewe, in die latere briewe word daar geen wonderwerke meer genoem nie. Dit was deel van die vroeë kerk gewees. En toe het dit opgehou. Nie dat wonderwerke ophou, ons kry nie in ons teologie dat daar mense is wat sê dat daar is nie meer wonderwerke nie, wonderwerke vind nie meer plaas nie. Dit is baie sterk in die gereformeerde tradisie ook. Ons praat van 'n groot woord dispensationaliste. Hulle dispen daarmee en sê dit vind nie plaas nie. Ek vind dit nêrens in die Bybel nie. God bly 'n God van wonderwerke en hy doen dit. Dit gaan oor my lewe hierin en 'n verkeerde verwagtinge. Ons het 'n lewe van geloof, nie van wonderwerke nie. En baie ouens se lewens en sy geloofslewe val totaal uit mekaar uit as hulle deur krisisse gaan, want hy's op sy knieë en hy verwag en hy bid dat die Here moet 'n wonderwerk doen en dit kom nooit nie. En dan dink hy God het hom verlaat en die Bybel is alleen, maar hy verstaan nie en hy lees nie reg wat daar staan nie. In my lewe het ek baie wonderwerke ervaar deur die genade van die Here Jesus Christus. Maar my liewe mense, ons lewe juis in die geloof. Ek wil vir ons Matteus 7 hier voorhou en julle ken die gedeelte baie goed ook. Hy sê baie sal daardie dag, dis die einde van die tye, sê Here, Here, het ons in U naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. Ek wil nou die ander kant daarvan uithaal. Wonderwerke beteken nie dis die kragtige werking van die Here Jesus Christus nie waar nie. Daar staan dit. Dis nie 'n bewys van die werking van die Heilige Gees nie. Die duiwel doen dit ook. Die duiwel kan ook genees en so hy aap van God, hy naap al die gawes van die Gees. Dit is nie 'n bewys van kerk wees, van Christen wees nie, geloof is. En daar's baie mense, en ook vandag baie mense, wat hardloop na al die groot goed, hardloop na al die wonders, hardloop na al die uiterlike dinge. Daar's geen bewys dat dit die Heilige Gees wat daarin werk, werklik nie. Ons lewe deur die geloof. Laat die geloof, sê Paulus, ons gedrag bepaal, nie die wonderwerke nie. Johannes sê die Here Jesus, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. Dis inherent deel van my vlees. Ek wil nie in die geloof lewe nie, ek wil iets meer hê, ek soek in die Engels het, in die Amerikaners het daai second blessing, ek soek daar iets meer.
Waar hulle in die Bybel dit kry, weet ek nie. Julle lewe deur oorgawe aan Christus in die geloof, maar ek wil nie dit hê nie, ek soek die ekstra, ek soek die meer. Dis die vlees wat dit wil hê. Die Here het ook gesê, Matteus 16, 'n slegte en afvallige slag wil 'n teken hê. Geen teken sal hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Daar's een teken wat vir ons genoeg is. Hier is hy. Gedek reg voor julle. Dis die teken van Jona. Die kruis, die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Dis die geloof, dis waaroor ons lewe. Ons lewe nie vir al hierdie ander dinge nie. Prys die Here, hy werk deur al die dinge. Prys die Here vir die wonderwerk wat langs die pad gebeur het. Maar my geloof hang nie daarvan af nie. En my verstaan van die Heilige Gees rondom dit ook nie. So wees versigtig daarvoor. Hoe lyk dit wanneer ons die Heilige Gees teëstaan? As kerk van die Here Jesus Christus. Daar's 'n paar tekens wat ons na kan kyk. Dan weet ons besig om teen die Heilige Gees as gemeente en as kerk te beweeg. Die nommer 1 teken daarvan. Daar's 'n verswakking in die leer in die kerk. As ek net kom by die hoe werk die Heilige Gees, dan julle verstaan hoekom ons begin hier. Want dis natuurlik die nommer 1 rol van die Heilige Gees, 'n verklaring van die woord. So as ons die Heilige Gees teëstaan, wat is die effek daar binne die kerk? En my liewe mense, ek hoop julle kan dit raak sien dat in die era waar ons in lewe, is dit een van die grootste tekens dat daar is groot fout in die kerk van die Here Jesus Christus in hierdie wêreld. En ek kan gelukkig nie al die kerke onder een band smeer, maar is kerke en as gemeentes wat ek van weet wat werklik gevul is en werk met die Heilige Gees. Dis wanneer die dogmatiek in die kerk nie meer duidelik is nie. Daar nie meer duidelik vir jou gesê word wat reg en verkeerd is, wat die woord van die Here is nie. Dis wanneer ons hoor, en ek onthou, ek het al vir julle gesê by 'n geleentheid ek op die radio gesit en luister hoe 'n predikant in Pretoria praat, dat in ons kerk is ons nie baie streng en regheid oor die goed nie, en hy sê openlik van sy lidmate, ons weet nie, kom ons soek saam na die waarheid. Dis die uitvloeisel van wanneer ek nie besig is met die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees is nie onduidelik nie, die Heilige Gees laat jou soek nie, hy gee vir jou duidelik die wil van God. En my hart krimp in mekaar as 'n teoloog, 'n predikant, 'n herder, 'n pastoor vir jou sê, kom ons soek saam na die waarheid, terwyl God gesê het, en wat hy gesê het, is duidelik. Ons het vandag debatte in die kerk oor dinge waaroor die Bybel baie duidelik is, en jy kan vir die kleintjies in die kerk vra, daaroor is dit reg of verkeerd, en hulle kan dit vir jou sê, dis reg of verkeerd, dis sonde. Maar omdat die Heilige Gees teëgestaan word, leef ons in duisternis. Ek het in 'n ringsitting gesit en luister hoe meeste van my kollegas het eens is, dat jy kan nie op die kampsel staan, en sê, so sê die Here, Here nie. Dis die meerderheid van my ring. Ek sal dit met die grootste vrymoedigheid vir jou doen, want ek staan by wat hier geskrywe staan. Dis geopenbaar deur die Gees, en jy kan dit sê, en jy moet dit sê, so sê die Here, Here. Dis omdat die Gees nie werk nie, dat daar onduidelikheid is, dat daar grys areas is. Die woord is baie duidelik. Die woord is vas. Dis jou fundament. En omdat die Heilige Gees teëgestaan word, is daar baie predikante vandag wat vir jou sê dat die woord is nie onfeilbaar, akkuraat, objektief waar nie. En ek is jammer om te sê dat 'n min teoloog vandag dit kan bely. En dit, my liewe mens, was nog altyd ons gereformeerde belydenis, ons protestante belydenis. Die suiwere, akkurate, onbetwisbare waarheid, objektiewe waarheid van hierdie woord. Daarom kan ek opstaan en sê, so sê die Here, dis waar. Maar as die Heilige Gees teëgestaan word, dan raak dit moeilik. Nog 'n teken dat die Heilige Gees teëgestaan word is in die kerk, is dat ons nie meer antitetiese denke het nie. Daar is meer 'n begrip van wat reg en verkeerd is nie. Daar is 'n geweldige aanslag op jou kennis van goed en kwaad. Ons het op 'n verkeerde manier daarby uitgekom en dit is vir ons 'n groot straf. Maar tog is daar 'n stuk seën ook daarin, dat ek weet wat reg en verkeerd is. Vandag is alles relatief.
subjektief. Man wat vir jou werk, werk vir jou. Wie is jy om te kom sê, wie is jy om te kom voorskrywe? Nog 'n teken daarvan, in die kerk, dat die beeld van die kerk en die invloed van die kerk staan bo die verspreiding van die evangelie, bo die soek en die redding van verlore siele. Ek weet nie of julle besef hoe ver ons al afbeweeg het van die waarheid. En ek weet dit is nie net in ons land nie. Praat van die kerk in Hebreë algemeen. Ek onthou hoe sending in 'n groot deel van die agendas beslaan het in vergaderings en kerkvergaderings. Nee, waar groot geword het ook. En as jy vandag na die notules van meerdere kerkvergaderings kyk, in baie kerke figureer die woord sending en verlore siele glad nie daar nie. Laaste ringsvergadering wat ons het, en ek getuig het maar vir julle, dat julle net kan sien waaroor dit gaan. Ek is baie lief vir my kerk en dit lê my baie naby my hart, so ek sê dit met die bekommernis en die gebrokenheid saam met dit. Begin die kerkraads, die ringsvergadering met die kerk is in 'n krisis. En die populêre ding van vandag is al hierdie kerkbouseminare wat aangebied word. En dis 'n uitvloeisel van die Amerikaanse teologie uit die seeker-sensitive, seeker-friendly kerke. Dis 'n hele gerigtheid dat die kerk moet 'n plek wees waar die wêreld kan kom in rustig en lekker wees. Dit moet vir hom aanvaarbaar wees hier binne. Dit klink baie lekker in die eerste ooropslag. Die probleem is hierdie stukkie filosofie kom nie uit die Bybel uit nie. Dit kom uit die teenstander van die Bybel uit. Die kerk kan nooit in 'n krisis wees nie. Hoekom nie? Wie is die hoof van die kerk? Het hy beheer verloor? Die wese van die probleem lê dieper as dit en ek wil hê julle moet sien hoe ek dit alles rondom die werking van die Heilige Gees leef, want dis waar die probleem lê. Die probleem is, ons wil die sitplekke volmaak. Dis die verkeerde beginplek. Gaan terug na Handelinge toe, en ek wil nie vanoggend daarby stil staan as 'n tema op sy eie. As jy kyk na Handelinge, dan was hulle, ons het dink 2 weke terug het ons daai tekste aangehaal. Hulle was besig met gebed. Hulle het die woord deursoek en al daai dinge. En wat het die Here daar gesê? En hy het daagliks by die gemeente gevoeg. Hulle werk heeltemal verkeerd om. Hulle gaan soek die mense moet tuis wees. In plaas van dat die kinders van die Here besig is met die dinge van die Here, en as die kinders van die Here besig is met die dinge van die Here, dan voeg die Here by die gemeente. Maar nou wil elkeen 'n groter kerk hê as die ander, en almal wil meer geld hê as die ander. En ons trek die verkeerdes in. Nie die uitverkorenes nie. Die uitverkorenes word deur die Gees toegevoeg aan die gemeente wat betroubaar is met die hantering van die dinge van die Here. Een vierde probleem wat ons het, die ene sien ek nogal baie en dit is vir my verskriklik erg hoor. Daar is geen waardering vir grondhermeneutiek, 'n baie groot woord wat maar eintlik net beteken 'n duidelike uitleg van die woord in prediking. Dis die mees opvallende deel wat weggeraak het in ons kerk, is prediking. Nie dat prediking weggeraak het nie, maar ware prediking. Waar daarin deurgronde eksegese gedoen word, dogmatiek en teologie deurgegee word. Dit is vervang met allerlei stories wat vertel word. Dit word vervang deur preke wat baie korter geword het. Dis die kenmerk van die tyd. Hoekom? Want die kansel is nie meer die middelpunt nie. Die kansel, gaan kyk in baie kerke, is vervang met die band. Want dis wat hulle soek. Dis een van die tekens dat die Gees van God nie daar werk nie en teëgestaan word. Want die nommer 1 waardeur hy altyd nog beweeg in sy werking is die woord. En die woord moet altyd voorop staan. Dit kan nie dat stories sleg is en 'n ding dat ek gehou van stories goed gebruik. Ek is nie vreeslik snaaks nie, so humor kan julle nie altyd baie van my verwag nie. Die een grappie wat ek onthou, ken julle almal.
Maar die deurgronde werking, die eksegese, die oopbreek van die woord, jy hoef nie 'n goeie spreker te wees om dit te doen nie. Dit het niks te doen met jou vermoë om as prediker. Inteendeel, die Skotse predikers het so ver gegaan, ek sal nie so ver soos hulle gaan nie. Hulle het gesê, jy moet nooit jou persoonlikheid in jou prediking inbring nie. Die Skotse predikers was baie goeie predikers gewees. Hulle het baie keer monotone preek afgelees. Ek voel die Here het jou gegee, maak wie jy is, gebruik jouself wie jy is. Maar die ding wat hulle reg gehad het, is die woord. Die oopbreek van die woord. Ek onthou toe ek student was, ek moet bieg, ek was dalk in 'n sekere sin bietjie rebels. Daar's goed dat ek net geïgnoreer het wat my dosente my geleer het. Ek geweet, dis nie reg nie, en ek luister nie eens na hulle nie. Ek het van hierdie proefpreke wat jy moet doen, ek is nou jong student, en nou moet jy 'n preek voor almal lewer. My skoonpa, hulle weet die wat daar betrokke is, weet waaroor dit gaan. Dit is altyd moeilik om so 'n ding te doen. Gelukkig het ek net een keer gedoen, van my klasmaats het dit meer gedoen. Die ander het ek gedoen in die Klipkerk. Voor mense, dis makliker. Maar die kritiek was van een van my professors, nadat hy my preek gevat en so deurgelees en tot op vandag toe, dat ek nog nie verander daarin het, hy gesê, hy sing my punte en het nie geweet waarheen ek gaan nie. En daar's ouens wat my gevra het, my preker, jy kan maar kry, maar daai papier kan van jou niks beteken nie, hoor. Dis hierdie malkop, hy in die papier werk saam. Maar sy kritiek was, jy moet nie so baie tekste aanhaal nie. Jy gaan uitgepreek raak. Dis 'n professor in hermeneutiek. Nou ja, ek het hom al verkeerd bewys, 20 jaar later, in die gemeente. My liewe mense, julle nog nie agterkom, jy begin nou eers, hoor. En die idee met baie, dis hoekom ek bly is oor die projekte, is juis om te wys, dis wat die woord in sy breë sê. Ek kan nie begin by een teks, en ek haat dit as mense dit doen, begin by 'n teks en hardloop hy met sy eie gedagtes nie. Ou prof Tini stryd om dit gehad. Hy het gepraat van 'n kapstokpreek. Kapstok is daai wat jy by die voordeur hang waar jou jas aanhang, né? Jy het 'n idee binne jou. En ek is jammer, maar dis hoe baie ouens operate. Hy het sy idee en dan gaan soek hy 'n teks wat daarby pas. Dis die kapstokpreek. En dan hardloop hy daarmee. En weet jy wat? Ons leef in 'n era waar gemeentelede nie stupid is nie, hulle weet dit. Hermeneutiek is lankal by die deur uit, waar daar gesit word en gewerk word, deur kommentare gewerk word en eksegese gegee word. Dis deel van die werking van die Heilige Gees en as teëgestaan word. Nog 'n effek daarvan is die Heilige Gees teëgestaan word in die kerk is 'n gebrek aan dissipline. Ek kan onwonde sê, ons kerk het nie meer gebrek aan dissipline nie, ons kerk het geen dissipline nie. As 'n lidmaat vir jou kwaad is en nie saamstem nie, dan loop hy na die volgende kerk toe en die volgende kerk vat hom. Dit funksioneer nie binne die kerk nie en ons kerk is baie arm vanweë dit. En jy is baie arm vanweë dit. Want die Heilige Gees praat met ons en staan ons teë. En dit moet so wees. Want as gedrag wat moet gekorrigeer word, waarvan ek nie altyd bewus is nie. Maar my eie ek en my rebellie sê, gaan nie daarna luister nie. Ek gaan doen wat ek wil, en ek gaan vir my kerk kry, wat daarbij gaan pas. En die ongelukkige saak is, baie ouens hardloop na die groot gemeentes toe, maar dis waar ek in die massas kan verdwyn, en niemand check my op, he. Wat het was? Jy is besig om te belê in jou ewigheid, en jou ewigheidswaarde, en jy gaan die waarde daarin sien, dat daar mense is wat my opcheck, en my op die regheid en die smal pad hou, en dis vir jou waardevol. Maar ek staan die Heilige Gees hier in tee, en ek staan aan die gemeente ook hier in tee, en ek gaan na die gemeente wat my nie opcheck nie, hulle weet nie as ek is nie elke Sondag daar nie. En laas ene lei natuurlik, dis die gevolg daarvan, onvolwasse kerk. Kinders van die Here, wat 20, 30 jaar kinders van die Here is, wat glad nie bevoeg is, om iemand anders te leer oor die Here Jesus Christus nie. 30-jarige Christen kan niemand na die Here toe lei nie, hy weet nie eens hoe nie. Weet nie regtig wat in die skrif staan nie. En kom krisisse, val hulle uit mekaar uit. Dis wat gebeur, as ons nie ernstig opneem,
dit wat Paulus hier skryf in 'n baie klein sinnetjie. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Dis 'n baie klein stukkie. En voor ons aangaan daarmee ook, baie kommentators en ouens vat hierdie twee dele vers 19 en 20 saam. Hulle hoort nie saam nie. As jy kyk na vers 20, dan praat hy eintlik oor iets anderste. Om die Heilige Gees teë te staan beteken nie ek staan profesie teen nie. Ons gaan volgende week by die tweede deel daarvan kom. Dis twee afsonderlike opdragte wat hy sê staan daarna. Om die Heilige Gees teë te staan is baie meer as net in een opsig. Nou wil ek stil staan by die vraag, maar hoe staan ek en jy die Heilige Gees teë? Ons het gesien wat die effek daarvan is in die kerk van die Here Jesus Christus, maar wat doen ek en jy om dit teë te staan? En ek wil hê as ons nou hierdeur gaan, moet jy regtig vir die Heilige Gees vra, Here, wys vir my hoe ek dit doen. Want ek doen dit baie makliker en jy doen dit baie meer gereeld as wat jy dink. Net so hard as ek moet werk aan om blymoedig te wees, net so moeilik soos die werk van gebed is, van die moeilikste dele en opdragte aan 'n kind van die Here, net so moeiliker dit vir my is om dankbaar altyd te wees, want ons vergeet dit, net so moet ek let op hierdie ding, want ek staan baie keer die Heilige Gees teë. Goed, kom ons kyk daarna, hoe staan ek die Heilige Gees teë? Dit kom in die rol wat die Heilige Gees vervul. Ek laat nie toe dat die Heilige Gees die rol vervul in my, wat hy veronderstel is om te vervul nie. Dis nie dat ek net obstinate is en rebels is en sê, ek gaan dit goed doen nie. Party ons doen dit ook so. Ons doen dit baie meer subtiel. Ons doen dit op so 'n manier dat die Heilige Gees wil en iets in my doen, maar ek is te lui, ek is te besig, ek is wat ook al, ek gee nie die Heilige Gees die vryheid om in my dit te doen wat vir ons stel is om gedoen te word nie. So, nommer 1, hoe laat ons dit doen? Wat is nommer 1 werking van die Heilige Gees? Die Heilige Gees verlig die woord van God. As dit nie vir die Heilige Gees is nie, gaan jy hierdie Bybel lees en lees en lees, en baie teoloë kan hierdie Bybel vir jou beter opsê. Ek weet daar's teoloë wat 'n professoraat het in Pauliniese geskrifte wat 'n volledige ateïs is. As die Gees nie hierdie goed vir jou oopmaak nie, gaan dit altyd net 'n stuk boekkennis wees, 'n stuk teologie, 'n stuk teorie. So dis die nommer 1 werking van hom in jou lewe. Is juis daar dat soos ek die Bybel lees, hy dit vir my oopbreek. Kan hy dit oopbreek as ek nie die Bybel lees nie? Kan hy dit oopbreek as ek nie die Bybel bestudeer nie? Ons staan die werking van die Heilige Gees teë in my binnekamer. En baie ouens maak 'n 5 of 10 minute in die oggendtyd vir net gou 'n bietjie bid en bietjie Bybel lees en dan lees hy sy deel en dan Here Jesus daarvoor en dan gaan ons. En sonder besef vir die Heilige Gees daar gestaan, my liewe mense, ek is reg om hierdie stuk skrif wat jy gelees het in jou openbaar, maar jy het nie eens opgelet wat jy gelees het nie. Jy het nie ingedrink wat jy gelees het nie. Jy het nie gaan stil raak in die stilte tyd in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En toe gevra, maar Here, ek gaan nou hierdie deel lees, o Gees van God, kom breek dit vir my oop, ek begeer dat iets vir my gaan lees nie, en dan begin ek lees, en ek lees met die oë dat die Heilige Gees vir my iets uitwerk, en iets uitwys, en ek gaan deursoek dit, en prys die Here vir oggende wat hy sekere dele net vir jou oopbreek, en ek staan hom teë, want ek weet nie eens wat ek vanoggend gelees het nie, so kort is verby. Ek staan baie keer die Heilige Gees teë ook. Op 'n sonnagoggend as ek besluit vanoggend bly ek in die bed. Ek is moeg. Ek het hard gewerk hierdie week. En dan trek ek nog 'n Here ook daarbey in, nie waar nie. Die Here wil ek moet dan 'n bietjie rus, jy weet, ek moet na myself kyk, jy weet. Maak nie saak dat om Hebreërs 10 sê moenie die samekomste van die gemeente van wegbly soos party van julle gewoonte het nie, maar Here sal verstaan. Die Heilige Gees het vanoggend vir jou 'n afspraak. En my liewe mense, dit gee ek vir julle, ek sal altyd vir julle beloof dat die Heilige Gees gaan hier werk, want dis my hartsbegeerte, dis my passie, en as ek vir julle die woord bring naby soos hier kan, dan gaan die Gees werk. En hy het 'n afspraak met jou, sy nommer met een manier met jou te werk is juist deur prediking.
Daarna jou eie stilte tyd. Maar ons staan om tee op 'n baie passiewe manier, deur net te bly en te sê, maar ek is nie vanoggend lus nie, ek het nie krag nie, ek het hard gewerk, al die verskonings daarvan, terwyl jy 'n afspraak met hom het. En ek staan om tee. En baie is skuldig daaraan. Die Bybel is baie ernstig oor hierdie ding. 2 Timoteus 3, die hele skrif is deur God geïnspireer, groot waarde, om 'n waarheid te onderrig, dwaaling te bestryd, verkeerde reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Maar ek kan nie hierdie goed doen, as ek nie luister nie. As ek nie gaan soek nie. Jy sê vir onsself na 20 jaar, net Johannes 3 vers 16 te ken nie. Jy sê vir onsself na 20 jaar, te sê, maar ek weet nie hoe iemand na Jesus Christus toe te lei nie. Jy sê vir onsself na 20 jaar te sê, maar ek weet nie eers wat is die essensie en die kern van die evangelie nie. Waarmee is jy besig? Dis juist die goed waar die Heilige Gees jou in wil skool en wil vasmaak. Maar jy staan om tee. En so hierna luister en ek praat met julle baie ernstig, want dis ernstige sake hierdie. Want dis die goed waarop ons gaan rekenskap gee voor die troon van Christus, want dit het effek op my lewe en my werking in hierdie wêreld. As die Heilige Gees nie in en deur jou werk nie, kan jy nie dit behaal en bereik wat Christus in jou bedoel het nie. Jy gaan kragteloos wees en jy gaan 'n grashalmpie wees sonder saad ooit. Dis die werking van die Gees om die saad te veroorsaak, die vrug te veroorsaak, maar as ek hom bly teestaan, gaan dit nie gebeur nie. Dan gaan jy leë hande voor hom staan. Tweede ding, die Heilige Gees bring ons in 'n intieme verhouding met God. Hy doen dit deur die skrif en alles. Jy sien hierdie goed is baie naby aan mekaar geheg. Ek het nie eens alles van die Heilige Gees genoem nie. Ek het net 'n paar uitgehaal wat ek dink belangrik is. As ons nie die skrif verstaan nie, ons doen nie die skrif nie, dan kan ek nie kom waar hy my wil hê nie. Sy hele werking is om jou te vat uit jou verlorenheid, uit jou sonde, jou onreinheid. Hy maak jou 'n nuwe mens deur die bloed van Jesus en hy vat jou op 'n pad deur sy woord, deur sy gemeente, deur jou gebedslewe alles en hy bring jou nader aan jou Vader. Hoe langer ek lewe, hoe meer intiem is die verhouding met hom. Romeine 8 skryf, hulle wat hierdie Gees wat laat lei is kinders van God. Die Gees wat God aan julle gee, maak julle nie tot slawe nie, en julle laat nie in 'n vreeslewe nie. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, wat ons laat uitroep, Abba, teken Vader. Ek staan die Heilige Gees te. As ek aanbly in my eie vlees, my eie lewe, my eie doel, my eie ideale, my eie ambisie. Ek laat hom nie lei om my te bring daar waar hy my wil wees nie. Ek stap my eie pad. Ek hoor wat dit sê. Ek hoor wat jy vir my wil leer, maar ek doen nog my eie ding. Ek aanvaar nie die invloed. Ek aanvaar nie die doel van God in my lewe nie. En ek sê vir julle, ons doen dit nie doelbewus nie. Niemand sê dit reguit, Here, ek gaan my eie pad loop nie. Jy doen dit net. Hy bring jou op 'n ander plek, maar ek loop my eie pad. Ek haas my tyd loop uit. Die Gees maak ons meer soos Christus. Dis die pad. Dis soos ons nader aan ons kom. 2 Korintiërs 3. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hy verander ons om meer en meer die beeld gelyk te word. Hoe doen hy dit? Ons kom na die eerste punt toe terug. Jy in jou stilte tyd lees jy die Bybel en die Here praat met jou. In die erediens hoor jy die woord, die Here praat met jou. Maar dan gaan doen ek dit nie. Ek gaan vergewe nie. Ek hou nie op met sekere dinge nie. Ek gaan net aan. En so staan ek teenoor die werking van die Heilige Gees. Ek bly bekommerd wees. Ek bly vol van die sorge van die lewe. Ek bly dat die goed rondom my blydskap steel. Ek bly kortsigtig en ondankbaar. En so kan ons aangaan. Ons hoor die woord, maar ons doen dit nie. Is nie doen wat ek word soos Christus, en dis juis waarvoor die Gees ontvang het.
dat dit nie net by my 'n teoretiese kennis word nie, die Gees help my dat dit praktiese deel van my lewe word. 'n Vierde enetjie, die Heilige Gees leer ons God se wil. Efesiërs 5 skryf, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. In elke stukkie detail van my lewe. Daar's baie ouens en ek weet nie, ek dink hulle dink dit pertinent en aspres nie, maar wat Christus in my Christendom hoort in die kerk en by my stilte tyd. Maar hier is 'n besigheidswêreld. Business is business. En ek staan die Heilige Gees teë. Of hy's koning van elke stukkie deel van my lewe, of hy's nie koning van my lewe nie. God is nie 'n God wat deel nie. Ons leer dit baie vroeg, ons leer dit in die wet al. Jy kan nie net 'n stukkie vir hom gee en die res is myne nie. Net so min soos jy met 'n vrou gaan trou, wat jy gaan sê, ek gaan 99% van die kere gaan ek faithful aan jou wees, maar weet jy, so een keer 'n jaar gaan ek by 'n ander man slaap, of een keer in 5 jaar. Kan ek vra, wat 'n man gaan dit aanvaarbaar wees net een keer in 10 jaar? Of wat 'n vrou? Doesn't work like that. Ek eis onverdeelde trou aan my. Dis God. En ons dink ons kan hom volg. Ons dink ons kan hom eer en sy wil doen. As ek nog steeds my eie wil het, my eie denke, my ambisies, my eie ideale. Ek is hardkoppig. Ek hoor hoe die Here sê, jy moet vergewe. Hoeveel van julle sit nie met onvergewensgesindheid teenoor ander mense, en staan die Heilige Gees teë wat gesê het, maar vergewe. Maar ons gaan aan. Hoeveel gaan aan met welis, hoeveel gaan aan met gierigheid, en gehoor het wat die Bybel daaroor sê, maar ek gaan aan. Ek weet wat God se wil is. Maar, so staan ek die Heilige Gees teë. Laaste enetjie, daarmee sluit ons af. So sê, daar's baie werking van die Heilige Gees, ek wil net hierdie paar uithaal, daar's nie tyd vir alles nie. Die Heilige Gees maak ons heilig. Dis 'n Heilige Gees. En hy maak heilig. Paulus bid vir die gemeente, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word. Waarvan praat hy? Sterk teen sonde. Om te staan, te lewe as kind van die Here Jesus Christus. Daai klein jakkelsies, daai ou onbeleide sondes, daai ding wat jy vertroetel waar jy dink niemand weet nie, daai is wat teen die Heilige Gees staan. Alles aan die Here oorgegewe. Gegewe, dit is nou anders onderwerp as ons praat oor sonde. Party sonde kan ons bely en makliker van afstand doen. Daar's ander sonde wat jy 'n oorlog voer teen die dood. Maar dit moet daar wees. Ek aanvaar geen onheiligheid in my lewe nie. En probeer met elke stukkie daarvan afreken. Anders staan ek teen die werking van die Heilige Gees. Hy kan my nie in 'n verhouding, in 'n intieme verhouding met 'n absolute rein en heilige God bring as ek onrein is nie. En hy breek die woord vir my oop. En die woord is veronderstel om my lewe te verander, om meer soos Christus te lyk. En ek gee gehoor daaraan. En ek bely my sondes, ek doen afstand daarvan. En so vat hy my, dat ek waardig kan word, dit wat die bloed gevloei het voor. En waardig kan word, die teenwoordigheid van my Vader. Maar ek dink baie van ons as kinders van die Here is daai ou steeksdonkie wat aan 'n mylband gepluk wil word, die pad af. Maar wie nêrens in die Bybel gaan jy enigstens idee kry die Heilige Gees jou ooit gaan forceer nie. Jy moet onderwerp. Jy moet oorgee. Hierdie lewe, Here Jesus, moet 'n Gees beheerste lewe wees, waarin U vir my die pad wys, U vir my die rigting gee. Ek sluit af met die woorde van Jesaja 2. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee.
Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. O kind van die Here, moenie die Heilige Gees teëstaan nie. Bely dit. Vra vir oop oë rondom dit, is 'n gruwelooslike sonde. En is 'n gruwelooslike ding om myself te na te kom mee. As ek nie gehoor gee aan sy liefdevolle leiding in my lewe nie. Ek moet minder word. Hy moet meer word. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie ook vir hierdie woorde en saam met dit 'n belydenis. Vergewe my hardkoppigheid, my ewilligheid, my dwaasheid, my kortsigtigheid, Here. So baie U Heilige Gees bedroef en die werking teëstaan, dit wat U in U liefde en U genade dit vir my bedoel het. Ek in my eie waan en my eie hardkoppigheid net my eie ding bly doen. Dankie dat U soveel geduld het met ons. En Here, ons wil nie U geduld beproef nie. En nog minder wil ons die werking van U Gees in ons teëstaan. Gee dat ons 'n geweldige sensitiwiteit daarvoor sal hê. En o Gees van God, maak ons oë ook daarvoor oop. Dat ons die regte dissipline aan die pad sal smeer, dat ons lewens sal inrig daarvoor, om werklik geesbeheerste, geesgeleide lewens te kan hê. Mag U geëer en verheerlik word hierdeur ook. En Here Jesus, baie dankie dat ons nou aan hierdie tafel kan gaan sit. Dankie vir hierdie tekens, hierdie brood, hierdie wyn, hierdie liggaam wat gebreek is, hierdie bloed wat gevloei is, vir elkeen van ons. Mag U daarin verheerlik word.